Paulus se brief aan die Romeine. Dis een van die langste en betekenisvolste dinge wat ooit geskryf is deur die man wat voorheen bekend was as Saulus van Tarsus. Hy was 'n Joodse rabbi wat aan 'n groep behoort het, bekend as die Fariseërs. En hy was passievol en toegewyd aan die Torah van Moses en die tradisies van Israel. En hy het Jesus en sy volgelinge as 'n bedreiging beskou. Maar toe het hy 'n radikale ontmoeting met die opgestane Jesus gehad, wat hom as 'n apostel aangestel het, soos 'n amptelike verteenwoordiger in die wêreld van die nie-Joodse mense, wat ook onbesnedenis in die Bybel genoem word. En so word hy toe op sy Romeinse naam Paulus genoem, en hy begin reg oor die antieke Romeinse ryk reis om mense van die opgestane koning Jesus te vertel. En dan het hy sy volgelinge deelgemaak van hierdie nuwe gemeenskappe wat kerke genoem word. En Paulus sou af en toe briewe skryf aan hierdie nuwe Jesus gemeenskappe om hulle te help om hulle geloof te koester of om vrae te beantwoord. En die boek van die Romeine is een hiervan. Dit is eintlik taamlik laat in sy loopbaan geskryf. Nou ons weet uit die boek van Handelinge dat die Romeinse kerk al 'n geruime tyd bestaan het en dat dit uit Joodse en nie-Joodse volgelinge van Jesus bestaan het. Maar op 'n sekere stadium het die Romeinse keiser Claudius al die Joodse mense uit Rome verban. En toe omtrent 5 jaar later was al daardie Jode, insluitend die Jesus-volgelinge, toegelaat om terug te keer. En toe hulle terugkom, vind hulle 'n kerk wat baie nie-Joods in gewoonte en praktyk geraak het. En dit veroorsaak dan so baie spanning dat die Romeinse kerk in Paulus se tyd verdeeld was. Mense het van mekaar verskil oor hoe om Jesus te volg. Hulle het gedebatteer of nie-Joodse Christene die Sabbat moet hou of kosher eet of besny moet word. En daarom het Paulus hierdie brief geskryf om 'n paar dinge te bereik. Hy wou hê hierdie verdeelde kerk moet verenig word en vir 'n praktiese doel. Hy het gehoop dat die Romeinse kerk die wegspringplek sou word vir sy missie om selfs verder wes te gaan, al die pad tot in Spanje. En so het hierdie omstandighede Paulus gemotiveer om sy volledigste verduideliking oor die evangelie te skryf. Die goeie nuus wat hy oor Jesus se lewe, dood en opstanding wou aankondig. Die brief is ontwerp om 4 hoofbewegings te hê, maar dit is saamgevat as een lang vloeiende verkenning van die evangelie. Die evangelie, sê Paulus, openbaar ten eerste God se regverdigheid en dan skep dit ook 'n nuwe mensdom wat God se belofte aan Israel vervul. En dis hierdie evangelie wat die kerk sou verenig. In hierdie video gaan ons net die idees in hoofstuk 1 tot 4 verken. So Paulus begin homself bekend te stel as 'n apostel wat deur God aangestel is om die evangelie van Jesus te versprei. Hoe hy die Messias van Israel is, wat uit die dood opgewek is as die Seun van God, koning van die nasies. En Jesus roep nou die hele mensdom om onder sy liefdevolle heerskappy te staan. En Paulus sê, die goeie nuus oor koning Jesus is eerstens God se krag om mense te red wat hom vertrou, en tweedens openbaar dit God se regverdigheid. Nou regverdigheid is 'n veelzeggende Ou Testamentiese woord vir Paulus. Dit beskryf God se karakter, dat hy altyd geregtigheid laat seëvier, wat reg en wat goed is, maar ook dat hy getrou en regverdig is om sy beloftes te vervul. En Paulus sê dat die verhaal van Jesus wys hoe God beide hierdie dinge gedoen het. Maar hoe? Wel, hy begin eers met 'n lang kreatiewe vertelling van Genesis hoofstuk 3 tot 11. Hy vertel hoe die hele nie-Joodse wêreld, al die nasies, vasgevang geraak het in 'n groef van sonde en selfsug. Die menslike hart en verstand is gebroken, sê Paulus. Ons het van God af weggedraai om afgoderry te omhels, wat beteken om jou diepste betekenis te vind in dinge wat gemaak is, en dan om uiterse trou te sweer aan daardie dinge wat nie God is nie. Dit veroorsaak 'n verdraaiing van ons menslikheid en destruktiewe gedrag. En wat dus oorbly is 'n mensdom wat skuldig voor 'n eerlike en regverdige God staan, waarop die mense van Israel dalk kan sê, wel, dis dan 'n goeie ding dat God ons mense uitgekies het uit die nasies. Hy het ons gered uit slawerny in Egipte. Hy het ons die wette van die Torah gegee, soos die Sabbat, om kosher te eet en besnydenis. En al hierdie dinge saam wys ons hoe om as God se heilige mense te lewe. Maar Paulus sê, nie so vinnig nie. Hy herroep die storielyn van die Torah en die res van die Ou Testament, wat wys dat Israel net so sondig was en afgoddiens gepleeg het en moreel gebroke was as die res van die mensdom.
Israel is eintlik meer skuldig as die nie-Jode, sê Paulus, want hulle het die Torah. Hulle behoort van beter te weet. En dis kom Paulus tot die gevolgtrekking. Die hele mensdom, nie-Jode en Israeliete, is almal hopeloos vasgevang en skuldig voor God. Maar dis nie die laaste woord nie. Die goeie nuus oor Jesus is God se antwoord. In plaas daarvan om die mensdom skuldig te hou, het Jesus as Israel se Messias gekom om namens alle mense as 'n offer vir sonde te sterf. As ons verteenwoordiger het Jesus op homself al die regverdige gevolge van pyn, die sonde en die dood geneem wat ons in die wêreld veroorsaak het. En hy het dit alles oorwin deur sy opstanding uit die dood. Dis sy nuwe opstandingslewe wat hy aan ander beskikbaar stel. Jesus het geword wat ons is, sodat ons kan word wat hy is. En dit, sê Paulus, is hoe God diegene regverdig wat vertroue het of geloof in Jesus. Nou regverdiging is 'n ander veelzeggende Ou Testamentiese term vir Paulus, en dit hou verband met God se regverdigheid. Dit beteken letterlik om regverdig te verklaar. As gevolg van dit wat Jesus namens ons gedoen het, het ons 'n nuwe status voor God ontvang. In plaas daarvan om ons skuldig te bevind, verklaar God dat 'n persoon in 'n regte verhouding met hom is en vergewe is. Regverdiging lei ons tot 'n nuwe familie. Die persoon wat op Jesus vertrou, kry 'n plek tussen God se verbondsmense. Regverdiging lei ook tot 'n nuwe toekoms wat die begin is van 'n reis van lewensverandering deur God se genade. En so is al hierdie dinge oor regverdiging God se geskenk aan diegene wat deur hulle geloof in Christus is. En so lei dit Paulus in hoofstuk 4 om die eislike implikasie te verken wat dit inhou oor wie deel kan wees van God se verbondsfamilie. Hy gaan terug na die verhaal van Abraham in Genesis hoofstuk 15. Voor enige van die wette van die Torah aan Israel gegee is Abraham geregverdig of regverdig verklaar voor God. Hoe is dit moontlik? Wel, God het beloof dat Abraham die vader sou word van 'n groot multi-etniese familie wat God se seun sou ontvang. Maar hy en sy vrou Sara was regtig baie oud en hulle kon nooit kinders hê nie. Maar nogtans het Abraham radikale geloof en vertroue gehad in God se belofte en dus het God hom regverdig verklaar. En dus sê Paulus, nou het Abraham die vader van God se nuwe verbondsfamilie geword en dit is besig om reg oor die wêreld te versprei. Dit bestaan uit Jode en nie-Jode wat dieselfde tipe geloof en vertroue het in die een wat God se belofte aan Abraham vervul het, Jesus die Messias. So laat ons bietjie stil staan en Paulus se hoofidees hier in hoofstuk 1 tot 4 opsom, want hulle is die fondasie waarmee jy die res van die brief kan verstaan. Die ganse mensdom is vasgevang in sonde en moet gered word. Daardie redding gaan egter nie plaasvind deur mense wat probeer om die wette van die Torah te gehoorsaam nie. Dis eerder God se regverdige karakter wat gemaak het dat hy die wêreld red deur die dood en opstanding van Jesus. Sodat hy daardie multi-etniese familie van Abraham wat op geloof gebaseer is, as sy eie nuwe verbondsmense kon skep. En so gaan Paulus wys dat hierdie nuwe familie deel is van iets baie groter wat hulle roep om op 'n hele nuwe manier saam te leef. Maar dit gaan alles gewortel wees in hierdie kernidees wat in hoofstuk 1 tot 4 verken word van Paulus se brief aan die Romeine.